Weer eens baie welkom, baie dankie dat u ingeskakel het. Nou ek glo en vertrou dit gaan sommer baie goed met u en dat die waarheid van God se woord vir u altyd van kardinale belang is. Nou, ons leef in 'n tyd van groot misleiding en juis in hierdie video gaan ons kyk na een van daardie misleidings, die vreemde manifestasies of onbybelse praktyke, naamlik lag in die gees. Nou ons moet gaan kyk, wat is die oorsprong, waar kom dit vandaan en ons moet dit beoordeel in die lig van die skrif. Nou hierdie mense glo hierdie lag is absoluut 'n blydskap wat hulle ontvang van die Here en hulle lê onbeheerse lag op die vloer of wat ook al. Ek gaan vandag vir 'n paar videoklips speel. Ek gaan vir jou ook wys dat in die pagan gelowe, die Hindoes en so meer, kom hierdie praktyk ook na vore. Dit word ook daar gepraktiseer en dit is 'n rooi vlaggie en ons moet gaan kyk hoekom dit by hulle plaasvind, maar ook in ons Christenkerke. So kom ons gaan kyk wat die woord van die Here leer, ons spring sommer dadelik weg. Nou hierdie ervaring wat plaasvind in die charismatiese kerke, die Toronto Blessing, hulle glo absoluut dit kom van die Here af en dis vir hulle 'n baie belangrike ervaring wat hulle het in die kerk en ons moet dit gaan beoordeel in die lig van die skrif. Nou kom ons gaan kyk na 2 videoklips. Die eerste een wat ek gaan speel is 'n man wat op die vloer lê en lag, asof Jesus hom onder sy voete kielie en daarom lag hy nou. En dan die tweede is waar mense op die vloer lê en onbeheers lag, maar daar's ook dieregeluide of skreeugeluide wat daar plaasvind. En dis vir my 'n ernstige vraagteken, maar kom ons gaan luister daarna en dan gaan ons dit bespreek. So tickling me, Lord. What was that? Oh, the Lord's tickling me. Where's he tickling you? He's tickling me. Oh, on my feet. Where's he tickling you? On my feet. Your feet. Your feet. He's tickling your feet. Does this seem holy to you? Nou ja, kom ons gaan kyk na die eerste videoklip. Hierdie man lê, hy's daar's vir hom gebid, hy lê op die vloer en lag en dan vra hy vir hoekom lag hy, dan sê hy die Here is besig om onder sy voete te kielie of oor sy voete te kielie en dan sal hierdie man, hy mens is 'n leraar in Australië, 'n valse profeet, ons gaan baie oor hom nog gesels vorentoe, maar natuurlik is dit baie sensasie vir mense om dan hierdie ervaring te kan aanskou. Maar u moet vir jouself gaan besluit, is dit werklik wat uit die woord van God kom, al dan nie, en vir my is dit absoluut nie in die skrif nie. Natuurlik die tweede geval, waar mense by 'n samekoms lê en lag, onbeheers lê en lag, en daar's geen beheer oor hulle self nie, en daar's selfs 'n skreeugeluide, en dit kan baie duidelik gehoor word. Nou dis klaar vir my 'n rooi vlaggie, en absoluut nie 'n praktyk wat uit die woord van God voorkom nie, en dis baie ernstig. Maar kom ons gaan kyk, wat is die oorsprong van hierdie sogenaamde lag in die gees? Nou, wat is die oorsprong? Is dit werklik skriftuurlik? En daar's baie denominasies, charismatiese denominasies, selfs in Suid-Afrika is dit so dat daar gelag in die gees is in die kerke en hulle beskou dit as 'n Bybelse praktyk, maar is dit werklik wat in die woord van God voorkom? Nou kom ons gaan kyk na man Rodney Howard-Browne, die ontstaan van die lag in die gees. Kom ons gaan kyk. Nou, Rodney Howard-Browne, sy naam is Rodney Morgan Howard-Browne,
a burly 6-foot charismatic preacher from South Africa, was born June 12, 1961. In Port Elizabeth, South Africa. He says he committed his life to Christ at age 5 and was filled with the Holy Spirit at age 8. In 1979, while praying for hours seeking a deeper spiritual experience, he challenged God. Nou ons gaan kyk wat het hy God mee gechallenged, maar ek wil vir u byvoeg dat ek in een van sy dienste was in 1989 in 'n stadsaal en daar het die gelag in die gees plaasgevind. En terwyl mense wil ernstig bid, want daar was mense wat toch ernstig was met die Here, dan begin hierdie mense in lag en het ontstel almal en dis chaos en dis wanorde. Ek was daar gewees en ek het duidelik gesien, dit kom nie uit die woord van God nie en dit het my genoop om te begin kyk na hierdie valse leringe, valse profete en so meer. Kom ons gaan kyk waarmee challenge hy God. Hy sê vir die Here, either you come down here and touch me, or I will come up there and touch you. He prayed in desperation. Suddenly, his whole body felt like it was on fire. He began to laugh uncontrollably. Then he wept and began to speak in tongues. Gewoonlik is dit wat gebeur, die spreek in tale, 'n groot praktyk, 'n leerstelling wat in die charismatiese kerke, die gibberish tale wat hulle altyd praat, is te sprake, dit laat hulle meer geestelik lyk. I was plugged into heaven's electrical supply. He later wrote in his book, The Touch of God. And since then, my desire has been to go and plug other people in. En dis wat Rodney Howard-Browne leer. En dis absoluut buitekant die skrif. Ons ken vir Rodney Howard-Browne, die goed wat plaasvind in sy dienste, maar nou ja. It was in April 1989 while Howard-Browne was preaching in a church near Albany, New York, that the holy laughter outbreak began. Brown claims that he felt a sensation like a heavy blanket coming over him. Soon some began falling out of their seats, some laughing, others crying. From that point on, his reputation began to grow. Nou, dit is baie ernstig en ons gaan nou kyk na 'n videoklip van Rodney Howard-Browne waar hy vir mense bid en hulle lag in die gees en dan praat hy in tale, gibberish tale, wat eintlik, dis nie eens 'n Bybelse taal waarvan die Bybel praat, die spreek in tale nie, dis bloot gibberish. Maar kom ons gaan kyk na die videoklip. Sobromon de Geredika. Grando Gorobonga Bandelika. Paradan Chapra Pacala Paradela Bacande di Indo. Renne di Nembra Dan Jun de la Bassa Fronde Glista Preta. Renani Genina Barabacatana de Bando do Bordomongo. Per de bete para de batte poporo mongo. Per de ba papa posa de bata capa. Pranga bonche prapanga lavando. Recata ba papa posa de bassa prapa. Reke parodia sombro. Bre bomba. Brondo bombom bornamba. Brangambo. Bre ha pro ne ma manch mons menanon da. Minando, Babropo, Brecaparaba, Barnedo, Bicapo, Caparada, Paspota Bassa, Parromo Gambanda, Parana, Ponte de Bacasati, Breco Sapacata, Capore de Jumba, Merada, Bandorabo Sati Gobo, Rangosa, Minen Droto Rocapa. Menanon brombando de bato ponde de ba piso profondo perrenon chapra read up bre sombrovonde mine sopro bada poro sapra procambordi. Nou ja, lyk dit vir u of dit in die skrif kom uit die woord van die Here. En hier sal jy sien soos die meeste van hierdie leraars is die gibberish tale altyd te sprake. Nou dit laat hulle meer geestelik lyk en jy kan sien hoe meer hierdie mense, hoe meer hy in tale praat, hoe meer begin hierdie mense hysteries te lag. En dit is buite die skrif, dit kom in die woord van God voor nie en dis onskriftuurlik. Nou ja, ons gaan baie oor Rodney Howard-Browne gesels in die toekoms as ons hom onder die valse profete klassifiseer wat hy wel is. Maar kom ons gaan kyk na 'n vroue leraar. Dit was ook natuurlik by Rodney Howard-Browne se dienste gewees en haar naam is Marion Mears.
En sy sê, hoe jy in tale, soos jy in tale kan praat, so kan jy ook begin lag, en jy begin in die vlees, en jy eindig in die gees. Maar kom ons gaan kyk na die wanvoorstelling van hierdie praktyk. I began to laugh. You know, you can laugh just like you can speak in tongues. If I told every one of you right now to speak in tongues that's baptized in the Holy Spirit, you could do it. You don't have to wait for an anointing. And then the anointing hooks up with you. You start out in the flesh, but then he hooks up with you in the spirit. It's the same with the laughter. And so I began to laugh. I wasn't anointed of God. But I said, in my spirit, I was saying, Jesus, this is a drink for you. And I began to laugh. Jesus, this is for you. And you know, he hooks up with you. If you'll just give him a drink first, he'll hook up with you. The Holy Ghost is going to come alongside of you. He's going to hook up with you, and you're going to end up in the Spirit of God. Nou ja, jy moet nie bang, jy moet nie wag vir die salwing nie, sê sy. Jy begin in die vlees en jy eindig in die gees. Is dit 'n Bybelse konsep? En dan hak die Heilige Gees ook sommer by jou in, so jy moet begin in die vlees lag en vleeslik leef, dan sal die Heilige Gees by jou inhaak en dan sal jy begin die holy laughter ondervind. Die woord van God is baie duidelik, dit is totaal onskriftuurlik. En hoe jy in tale begin praat, soos jy in tale begin praat, so kan jy ook begin lag. En dis natuurlik vanselfsprekend hoe hierdie mense dit doen, want hulle praat in Hebreëse tale, hulle praat nie onder die leiding van die Gees nie, maar hulle praat in die vlees, so hulle praat in tale, Hebreëse, en dan is dit natuurlik ook eindig jy in die Gees, jy in die vlees begin. Dis eintlik baie skokkend en 'n groot rooi vlag. Nou kom ons gaan kyk na 'n ander man wat lag in die gees, maar eers is hy dronk in die gees, en dan begin hy lag, en daar later in die video sal jy ook sien dat hierdie praktyk by die pagan gelowe plaasvind. Kom ons gaan kyk daarna. That's the power God on you. That's the power God on you. Woo! What's that? I was. Whoa. Tell them where you're from. Bethlehem, Pennsylvania. Huh? Yeah. He's from Bethlehem. इसलिए हंसना आनंद से Nou ja, die man is dronk in die gees, en dan begin hy lag, die heilige lag soos hulle dit noem, en dit sien ons ook natuurlik by die pagan geloof, die laaste gedeelte van die video is duidelik, dat dit ook daar plaasvind. Nou as dit daar plaasvind, en in die Christelike kerk plaasvind, watter gees is aan die werk? En dit is my vraag, die groot vraagteken dat ek het oor hierdie mense, en dit is eintlik baie uiters gevaarlik, dit is misleidend, en ons moet seker gemaak dat ons die leiding van die Heilige Gees ken. Nou kom ons dan kyk na 'n videoklip in Kenneth Hagin se dienste, daar ook 'n gelag is in die gees, en dan sien ons ook by die pagan gelowe dieselfde praktyk. Kom ons gaan kyk. Yeah.
Marilah kita selalu ketawa untuk diri, untuk orang lain, ketawa untuk keluarga, masyarakat, dunia, dan negara. Makanya apapun yang kita cari di dunia ini, kita menjadi orang pintar, menjadi orang kaya, ujung-ujungnya adalah kebahagiaan. Nou ja, dit is wat gebeur in die Hindoe geloof. Hierdie praktyk vind plaas in ander pagan gelowe en nou vind dit plaas ook in die Christen kerke. Nou wat het skeef geloop? Hoe het hierdie goed oorgespoel na ons Christelike kerke toe? En dit is die vyand, dit is hoe Satan werk. Hy bring valse leerstellings, valse manifestasies, praktyke bring hy binne in die kerk in en dit is sy doelwit. So u duidelik gesien dat hierdie goed vind plaas ook in die Hindoe geloof of in die pagan gelowe en dis baie, baie ernstig. Nou ek gaan vir u 2 videoklips speel. In die eerste plek waar mense lag in die gees in die kerk en dan buitekant die kerk op pad na die parkeerarea. Nou is die diens verby en nou is hulle so dronk in die gees en lag in die gees dat hulle moet gehelp word om by hulle karre uit te kom. Dis eintlik baie skokkend. Kom ons gaan kyk. One of the most startling manifestations of the Toronto Blessing has become known as holy laughter. Members of Pastor Arnott's ministry team pray with visitors to the vineyard, who then, for no apparent reason, burst into fits of uncontrollable laughter. Sandy's a designated driver. Nou ja, dit het geen verdere verduideliking nodig nie. Die woord van die Here is duidelik, hy gee ons 'n gees van selfbeheersing. En hier is geen selfbeheersing nie. Daar's geen beheer oor hierdie mense, soos hulle optree nie. En dan stap hulle in die parkeerarea en dronk in die gees, hulle sukkel om op te staan, mense moet hulle help na hulle karre toe. Is dit die Heilige Gees wat hier werk? Ek dink nie so nie. Maar ons vind hierdie goed nie in die skrif nie, en u moet vir jouself gaan bietjie naslaan werk en gaan kyk of u enigstens so iets vind in die woord van die Here. En dis baie skokkend, dit is vir my 'n groot hartseer dat hierdie mense vashou aan hierdie valse praktyke. Maar kom ons gaan kyk wat sê Gisela Joubert. Gisela Joubert beskou haarself as 'n profetes en sy sê Psalm 126 vers 2 leer dat ons eintlik kan lag in die gees. Maar kom ons gaan luister wat sê Gisela Joubert. Kom ons praat 'n bietjie oor as iemand lag in die gees. Ons dink baie keer as iemand begin lag, nou wat gaan nou aan? Nou versteur jy die hele atmosfeer. Nou begin, hoor bietjie wat sê Psalm 126 van 1 en 2. Hy sê toe is ons monde gevul met lag en ons tonge met 'n gejubel. Dis Bybels. Terwyl hulle in aanbidding was, is hulle monde gevul met 'n gelag. Sefanja 3 vers 17 sê, die Here verheug hom oor ons. Nou as ons daai verheug gaan naslaan en gaan kyk wat dit beteken. Dit beteken, die Here
He's leaping, he's jumping, sê die Engelse vertaling. Hy jubel, hy lag, hy juig oor jou. Hoor wat sê Lukas 10 vers 21. Jesus verheug hom in die gees. Hy verheug hom, hy lag. So elke manifestasie wat ons beleef, moet ons oppas dat ons nie te vinnig dit afkraak en sê hierdie is nie van die Here nie. Daar mag dalk 'n gees van vreugde oor iemand kom en sy mond word gevul met 'n gelag en hierdie persoon begin net te lag en lag en lag en agterna moet hierdie persoon kan getuig, maar iets het in my lewe verander. Halleluja, ek is genees, ek is bevry, wat ook al. Nou ja, Gisela Joubert, as jy die Bybel ken, dan sal jy sien dat hierdie skrifte wat jy nou pas genoem het, behalwe Johannes, met ander woorde, die skrifgedeeltes wat leer, dat jy kan lag in die gees. Dit het niks te doen met die lag in die gees nie, waar Jesus, hy sê, hy het hom verheug in die gees, en hy het gelag. Jesus het nie rondgerol en lag nie, hy het nie onbeheers gelag nie. Verheug in die gees beteken, daar is blydskap in jou innerlike gemoed. En dis wat dit beteken. Maar sy gebruik Psalm 126 vers 2 om die valse lag in die charismatiese kerke te promoveer. Dan sê sy, dit is wat kan gebeur, iemand kan begin lag, en jy kan genesing ontvang, en daar kan dinge in jou lewe verander en so meer. Maar wanneer ons kyk na die skrifgedeelte, staan dit so geskrywe. Toe is ons mond gevul met gelag en ons tong met 'n gejubel, toe het hulle onder die heidene gesê, die Here het groot dinge aan hierdie mense gedoen. Die Here het groot dinge aan ons gedoen. Ons was bly. Nou, dit is baie belangrik dat 'n mens gaan kyk wat die konteks van hierdie skrifgedeelte is. Die Here het hulle absoluut bevry, die Here het hulle verlos van die heidene, en onder die heidene het hy hulle bevry van sekere dinge, hy het groot dinge vir hulle gedoen, en daarom kon hulle sê, die Here is groot, en daarom is ons mond gevul met 'n gelag en ons tong met gejubel. Dis blydskap in die Here. Dit het niks te doen met die unholy laughter wat ons vandag in ons kerke vind nie, maar kom ons gaan kyk wat daar wel gebeur. Hierdie skrifgedeelte in Psalm 126 vers 2, soos ek reeds gesê het, spreek van 'n innerlike blydskap. En dan hoegenaamd kan dit glad nie vergelyk word met die hedendaagse holy laughter nie. Dit beteken egter nie, ek en jy kan nie blydskap in die Here hê nie. Die Here gee vir ons blydskap, maar dis nie onbeheerst en onbeheerbaar sonder 'n gees van selfbeheersing nie. En daarom sal hulle skrifte uit konteks gebruik om hierdie soort van praktyk te kan promoveer en dit te kan regverdig. Dit kom nie in die skrif voor nie. Nou goed, ek gaan afsluit. Die lag in die gees is 'n buite-Bybelse praktyk. Dit kom nie voor in die woord van God nie. En dan sê dit hieronder, Jesus was not a bartender. He never passed spiritual booze. The church is not a party or a circus or a show. Everything in a church must be done decently. Gaan lees 1 Korintiërs 14, and it must happen in order. We are called to be sober, not laughing like a hyena or glowing around like bozo. Be full of the Holy Spirit and behave like a child of God. Dis belangrik, ons moet die leiding van die Heilige Gees ken, ons moet die skrifte ken, want hierdie mense ken nie die skrifte nie. En hulle glo elke liewe praktyk en manifestasie en iets wat ervaring is absoluut van die Bybel af. Dit is nie die geval nie. Mag die Here ons lei deur sy Gees, ons genade gee, om ten volle die skrifte te ken en die leiding van die Gees deur die woord van die Here. Tot 'n volgende keer, totsiens.